Sy naam is François en ek is hoof van natuurbewaring in 'n reservaat wat deel vorm van die groter Kreewiltuin in die Hoedspruit omgewing. Ek het onlangs teruggetrek van Suid-Sudan waar ek vir 3 jaar daar so gewoon het. Ek sal myself beskryf as 'n redelike passievolle mens. My werk is wat my laat tik. Dit gee my 'n doel vir my lewe. En ek gaan hardloop in die middag gereeld. In my vrye tyd gaan ek graag see toe en ek ry branderplank asook vleerplank. Alhoewel ek nie 'n boer per definisie is my lewensomstandighede en my verantwoordelikhede identies aan die van 'n wildsboer is net op 'n veel groter skaal. Ja, iets wat niemand vir myself weet nie is ek praat 4 tale. Ek praat Sweeds en Chichewa en ek kan redelik Arabies ook praat wat ek geleer het in Suid-Sudan. Die rede hoekom ek dink ek so lief is vir die buitelewe, ek dink dit kom van my jonger dae af. Ek het groot geword in 'n klein dorpie in die Weskaap. En my pa, hy is 'n veearts en ek het gereeld saam met hom plase toe gegaan. Ons hoofrol hierso is om die mense te beheer ongelukkig, om seker te maak dat ons impak op die natuur hierso minimaal is. Ek dink mense dink altyd dat ek lief vir die diere was, dis hoekom ek hierdie doen vir 'n lewe. En ek is, maar die klein goedjies is my net so interessant, die grasse, die bome, alles, die voëls. En ja, as jy die groter prentjie in ag neem, dis ongelooflik interessant. Die oggend is my vreeslik spesiaal. Jy kan nog 'n leeu hoor brul, jy hoor nog die hyenas roep. Ek drink nie koffie nie, maar ek kom met my pap hier so buite en dis my ongelooflik spesiaal om dit te kan deel in die oggend. Baie mense sal dink dit sal moeilik wees, maar ek dink dit is ongelooflik maklik. Jy het olifante hier so, jy het die hele groot 5 is net hier so. Hier's 'n koppie wat ongelooflike mooi uitsigte het. Ek dink die sonsondergang daar is ongelooflik. Langtermyn beplan ek om hier so te kan wees en ek sal dit graag met iemand dit wil deel. Ek het vir Boerse gevra en geskryf en ek glo dis 'n ongelooflike platform om mense wat bereid is om in afsondering te kan leef, wat daardie mense aan mekaar voorstel. In my vorige verhoudings was dit altyd my grootste uitdaging om iemand te vind wat bereid is om langtermyn in afsondering te kan woon hierso. Ek kan ongelooflik impulsief wees, ook hardkoppig. Ek dink nie is altyd 'n slegte ding nie. Ek dink dit is 'n goeie ding om te glo waarin jy glo, maar ek dink jy moet ook redelik meer vloeibaar wees in sekere aspekte van jou lewe. Ek het redelik sagte hart. Ek dink op die oppervlak sal mens nie altyd so sê nie, maar ek gee om baie vir mense. En ook in my tyd in Suid-Sudan, ek het altyd, as ek op my eie was, het ek besef dat die dinge wat vir my saak maak, is my menseverhoudings, my familie en my vriende en ook 'n pasmaat. Ek hou daarvan om iemand te verras met iets na werk of as hulle dit die minste verwag. Ek is ook baie spontaan. Ek dink iemand wat saam met my sal wees, gaan nooit verveeld wees nie. Ek dink mense se grootste wanpersepsie van my is ek kom voor ongelooflik sosiaal, maar ek is eintlik 'n baie groot introvert. Ek geniet my eie spasie, ek geniet my eie tyd en dis ook hoe ek myself herlaai is om met myself te kan wees. Hoe ek graag iemand spesiaal wil voel is om tyd en moeite te maak vir hul, om hul uit te neem of om hul te verras met iets wat hulle nie sien kom het nie. Dit is wat ek graag myself sal wil hê en ek kan dink vir my anders sal dit ook spesiaal wees. Die belangrikste is ek wil graag die basis as vriendskap hê. Ek dink sonder dit is dit moeilik om 'n suksesvolle langtermyn verhouding te kan hê. Intelligensie in iemand vind ek ook vreeslik aantreklik. Dis my lekker om 'n bietjie 'n gesprek te kan hê wat nie net jou alledaagse oppervlakkige gesprek is nie. Ek hou daarvan om te kan debatteer. Wat ek graag wil hê 'n vrou in my moet raak sien is my hart. Ek voel ek is baie opreg en ek is wie ek is en ek voel dit soms wys ek dit nie altyd die mooiste ding wat iemand al vir my gesê het is dat ek voel soos haar huis. Dit is wat huis vir my, dis waar jy op jou gemaklikste is. Wat my hart gelukkig sal maak is as ek elke dag kan lag en net 'n goeie tyd met iemand kan hê elke dag.